As jy aan jou nuwe huisie gebou het, né, en jy wil nou graag met iemand praat oor die hele huisbou episode, dan is dit baie lekkerder om te praat oor die dinge soos die binneshuise versiering en jou mooi tuin en jy kry mense om te praat saam met jou al die lekker dinge. Maar iewers is dit dalk nodig dat iemand vir jou moet vertel van die belangrikheid van die nie lekker dinge nie, van al uit die vuilgoed uit jou huis uit, dit stink. Vee jou voete af as jy inloop en al sulke dinge. En vandag is my so 'n soort gesprek, want ons gaan praat oor die dinge wat nie so lekker is nie, maar as niemand daaraan aandag gee nie, dan stink die huis. Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. Goeiedag liewe vriende, baie welkom by Radio Nuwe Lied en Klets met Corneille. My naam is Corneille en ek nooi jou uit om saam met my te klets. Ek het die mikrofoon, maar jy is baie welkom om saam te klets en jou opinies en vrae en terugvoer en wat ook al als te stuur na die nommers wat ek vir jou onder die skerm sal gee. So wees asseblief in kontak met my. Vandag is ek baie bevoorreg om 'n gas te hê wat ek julle al wil voorstel en van 'n organisasie wat ons na aan die hart lê oor die sake wat hulle aanraak. En soos ek gesê, dis nie die mooi van die land en almal sing kumbaya nou handjies vas nie. Dis bietjie meer morsig, maar ongelooflik belangrik. So vandag sê ek baie welkom aan Rochelle van Stop Trafficking of People. Is dit die hele storie, Rochelle? Die naam. Yes, baie dankie Corneille. Dis ons voorreg dat julle ons genooi het. Ons waardeer dit verskriklik baie vir hierdie geleentheid om die woord uit te kry. So ja, ons is Stop Trafficking of People Suid-Afrika, so South Africa. As jy dit in Google indruk, sal ons ook heel bo opkom. So ja, dis wie ons is. En ek en Sonja Beneke is Gauteng se volunteers, leiers en so aan Gauteng se kant, ja. Okay. Nou maar kom ons begin op die punt. Stop Trafficking of People sê half nogal in die titel wat jy wil sê, maar wat doen julle spesifiek? Okay, so Stop Trafficking of People is 'n organisasie, non-profit organisasie. Ons is in 2008 gestig. En ons bestaan uit 'n passievolle groep vrywilligers wat mensenhandel teëstaan en bestry. Op die vlak wat ons as individuele wat nou nie byvoorbeeld in plekke soos die polisie of so iets is nie, wat ons bydrae kan doen, so ver en veel as moontlik. Okay. Hoekom is dit nodig? Wat is die tipe van die realiteit van hoe die wêreld lyk in hierdie opsig? Want vir die meeste mense, hulle is bewus daarvan, maar is 'n dingetjie hoe ver dit gebeur met ander mense in ander lande. Hoe lyk dinge in ons land in daai aspek? Ongelukkig, dit is nie die waarheid dat dit ver is nie, is 'n miskonsepsie. Net omdat ons dit nie heeldag en aldag sien nie, beteken nie dit bestaan reg onder ons neuse nie. Reg oor die wêreld op die oomblik is daar 50 miljoen mense wat vas is in human trafficking. So meeste van hierdie statistieke word deur die United Nations en daai plekke geformuleer en ingesamel. Suid-Afrika het 'n database, maar dis nie 'n sentrale database nie. So in Suid-Afrika, omdat dit 'n hidden crime is dit baie moeilik om betroubare statistieke te kry. Dis regtig baie moeilik. LexisNexis is 'n groep wat wel begin het om in 2014, dink ek was dit, het hulle begin om statistieke bymekaar te maak deur middel van hoë profiel sake in die media, daai tipe goeders het hulle so begin om statistieke te kry, maar dit is ook maar net die tip of the iceberg, soos hulle sal sê. Ja. So dit is baie moeilik om statistieke vas te stel. Maar in 2014 was daar, ek gaan vir julle net so 'n bietjie lees 'n verslag wat hulle gedoen het. Volgens die verslag was daar 93 potential victims trafficked into and within South Africa during the period. 76 potential victims who were adults, 17 were children, 54 potential victims of migrant smuggling with the end purpose of exploitation. This represents more than half, 58% of all potential victims identified. 24 potential victims of sexual exploitation, 16 were women and 8 were girls.
6 potential victims of forced labor, all were female. There were 5 adults and minors. And then 2 potential victims of forced marriages, 2 potential victims of body part trafficking. So dit is in 2014 gewees en ongelukkig die feit is dinge het net geeskaleer. Soos ek sê, omdat dit 'n hidden crime is hierdie regtig ek voel om te sê dis the tip of the iceberg is nie actually dit doen dit nie justice nie, dit is nie eers nie. Ja, daar is soveel gevalle. So daar's verskillende maniere van mensenhandel as ek daarop vir julle so 'n bietjie kan uitbrei. Ja, brei bietjie uit oor wat dit als insluit. Yes. Ek wil ook net noem, mensenhandel is wanneer ander mense gebruik of eerder misbruik vir winsgewende doeleindes vir hulle self. En volgens 'n artikel van the United Nations Office on Drugs and Crime, wat is dit 'n $150 biljoen industrie jaarliks. So dit is ridiculous. Hulle sê naas smokkeling van dwelms en wapens is dit die hoogste crime en hoogste winsgewende crime in die wêreld. Waarvan Suid-Afrika ongelukkig 'n hotspot is. Dis 'n hotspot. Ja. So dit was ook vir my nuus om te geleer het Suid-Afrika is 'n hotspot vir human trafficking. Ja. So ja. Jy is ook bewus van sorry ja. Nee, gaan aan. So in 2010 het ons mos die Wêreldbeker gehost, né? Ja. In 2008 toe hierdie organisasie gestig is, dis deur 2 vrouens, Karen en Corien. Hulle was 'n groep gebedsvriendinne wat bymekaar gekom het. En op Karen se hart was hierdie saak van, want wat wêreldbekers in sport betref, daar's altyd sex trade involved. Wat die aanvraag op meisies en mense, nie net meisies nie, verhoog. En Karen was baie bekommerd oor hierdie saak. Sy was bang dat haar dogters deur dit sal mislei word en ingetrek word of enigiets soos dit. En dit is hoe Stop ontstaan het, want sulke geleenthede maak die deure wyd oop vir human trafficking. Ja. Ek onthou jare gelede was ek betrokke by Nathaniel en hy was die ambassadeur vir Child Welfare South Africa. En omdat dit is soos wat jy gesê het, dis half 'n geslote ding in ons land, dis baie moeilik om statistiek en hulp en allerlei sulke openlike data te kry oor dit. Toe het hy self gegaan en uitgevind hoe moeilik is dit om 'n kind byvoorbeeld oor die grens te kry. En hy sê dit het hom R20 gekos om 'n kind oor die grens te kry. So dit is hoe eenvoudig dit is. En ek dink vir my, omdat statistiek moeilik is, kan jy kyk na ander plekke se statistiek oor, maar as jy net na nuus kyk en half net onder oppervlak van waar is hierdie kindertjies en die boeke wat uitkom en alle half goede wat ons nie oor wil dink presies nie, van bekende mense wat daar's die rumors van wat in die gang is en ons skryf iemand 'n boek daaroor of een of ander nuushuis kom uit met die ding en as hulle in die moontlikheid en goed, daar's 'n klomp sulke dinge wat in die gang is en op hierdie stadium Jeffrey Epstein se saak wat gekom het met laasweek se papiere wat hulle van hom gerelease het. Mense dink bietjie meer daaroor, dink ek. En elke nou en dan is daar artikels wat uitkom vir mense sê hierdie is nie net iewers booswigte nie. En ek meen ons het al video's gesien van mense wat in Pretoria by Menlyn net sit en eet met hulle kinders en hardloop 'n ou bloot verby en gryp jou kind en gaan. En hierdie is amper ek dink julle werk is half moeilik in die sin van mense sien nie die behoefte aan julle werk, so nou uitkom by wat dit behels als, maar om iets daaraan te doen nie, want die kans dat dit met jou kan gaan gebeur is so skraal, tot dit met jou kan gebeur. Ja. En so, dis 'n baie interessante ding van net menslike siege van, jy weet dis daar, maar jy sien jouself half die ding net gebeur met ander mense, en daarom is jou half impetus om iets daaraan te doen, baie laag. So, liewe vriende, ek wil net vir jou sê, die feit dat hierdie goede statisties minder rig is, ek meen dit is minder as wat mense doodgaan in karongelukke, en al sulke dinge. Maar dit is 'n baie morsige ding, en het is baie groter as wat jy dink, en Suid-Afrika is, soos hy gesê het, een van die groot plekke op aarde. Ek het al ander plekke gesien wat ons in party gevalle, weer eens omdat human trafficking nie een soort ding is nie. Maar mense wat misbruik word vir wins, is ons land in verskeie kategorieë die grootste op aarde, maar in die top van 'n klomp van hulle.
Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juweliet.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Nou maar, Rochelle, kom ons, dis 'n ding wat algemeen is, of vir daai rigting van misdade algemeen is. Wat doen julle spesifiek om te help in die saak? Wat doen julle op 'n daaglikse basis? Yes. So Stop se hoofdoel en organisasie so Stop is preventative awareness, so voorkomende bewusmaking. So ons groot ding is om die woord uit te kry, om ons gemeenskap te help beskerm, ons kinders te help beskerm. Om mense bewus te maak van die situasie, maar ook om hulle te sê, wat kan jy doen as jy iets sien? Hoe lyk die tekens as jy ietsie sien? Al wat mens regtig op die stadium kan doen is, jy bel 'n noodhulpnommer. Dit is die South African National Human Trafficking lyn, en dit is baie maklik om te onthou, dis 0800 222 777. Ek sal dit weer later vir die kykers gee en instuur, of laat weet. So dis basies wat ons doen, wat ek en my medewerker hierdie kant geniet om te doen, is ons hou baie daarvan om skole toe te gaan, en dan gesels ons het soos age-appropriate presentations, wat ons met enige age groep kan hanteer, maar dit is nie net vir kinders nie, dit is vir volwassenes, en veral eintlik om by die ouers veral uit te kom, want soos jy sê, ouers is baie naïef oor hoe maklik iets kan gebeur en hoe vinnig iets gebeur. En ongelukkig met vandag se internet en smartphones en tablets is ons kinders baie meer vulnerable as jare terug toe dit nie was wat nie wat kinders nie elke dag 'n smartphone gehad het nie. Persoonlik vir my was dit al 'n groot frustrasie net om vir my kinders se ouers te verduidelik om nie vir hulle kinders smartphones te gee nie. Net om vir julle 'n idee te gee, my kind het maatjies van voorskool af gehad, wat reeds toe al tablets gehad het, met internet access. Ek het natuurlik vir die ouers gesê, asseblief, jou kind is te jonk, jy kan nie die goeders toelaat nie. Nou ja, later toe kom het wel uit, daar was toe nou 'n predator, as ons dit so kan noem, 'n misdadiger, wat somehow koneksie gemaak het met hierdie meisiekinders, en hulle gekry het om vir hulle foto's te stuur. So al is jou kind in hulle kamer, as jou kind access het tot die internet, of dit deur videogames is, of selfone, of 'n rekenaar, of 'n laptop, dan is jou kind vulnerable vir exploitation en human trafficking. Die feit is, as daar foto's en video's uit is op die internet, is dit amper onmoontlik om dit ooit weer te delete. Dis vir altyd daar. En dit is iets wat ouers ook van bewus moet word. So, ek dink, kyk, weer eens die ding gebeur met enige ouderdom mense. Dit was my 'n verrassing. Ek dink ons net kleintjies. Maar ek het vanoggend of gister weer gesien dat 'n paar lande, en die laastes was Australië en Nieu-Seeland, het nou maatreëls ingestel wat sê hulle verbied kinders onder die ouderdom van 15 en 16 in verskillende lande om toegang te hê tot smartphones. Nou ek dink net jy gaan dit kan toepas uit 'n wetgewing oogpunt. Ek meen, hoe gaan hulle dit polisieer? Maar ek dink wel vir ouers dit baie goeie aanduiding van daar's soveel dinge wat deesdae begin sê, jong kinders behoort nie blootgestel te wees op daai manier in die wêreld nie. Hulle kan nog nie onderskeid maak tussen gevaar en nie gevaar nie. Hulle is net nie oud genoeg om dit te kan doen nie. Jy is die ouer en veronderstel om te kan beskerm, en dit is jou verantwoordelikheid om te kyk dat jou kinders nie aan blootgestel word nie. En dan, dis nou al groter as hierdie gesprek net, maar die ding van jong kinders en toegang tot die internet is net die bewyse van hoe daai lewenstyl van kinders wat in digitale wêreld groot word, so swak is vir hulle ontwikkeling en vermoë om te kan leer en om die wêreld in mekaar te sit in hulle koppies en 'n goeie opvoeding te kry. Die laaste generasie is die eerste generasie in die afgelope 100 jaar wat, ons noem dit maar, dommer toets as hulle ouers. Mense het die altyd slimmer geword as gevolg van goeie opvoeding en van tegnologie die hoofmanier geword het hoe kinders leer.
ten spyte van mense wat sê maar jy het toegang tot al die inligting. Dis nie die probleem, daar's soveel probleme om dit wat maak kinders agteruit gaan. So die hele digitale ding is my nogal 'n groot storie van kinders en blootstelling daaraan. Yes, Hoor is so julle groot ek lei af dan is seker nie al wat julle doen nie, maar die groot ding wat julle doen is gaan skole toe en praat met kinders en ouers oor versigtigheid en al die verskillende maniere om versigtig te wees. Wel, dit is ons gunsteling ding om te doen vir my en Sonja Dina. Okay. Om met die kinders te gesels, maar dis nie die hoofding nie. Nee. So ons gaan Okay. enige plek waarheen ons genooi word, enige plek. Ja. Want ons moet oral bewusmaking skep. Ja. Ons kan self kerke toe gaan. Ek weet daar was 'n keer wat ons genooi was na Putikom, 'n modeling agency, waar hulle enige aspiring models genooi het. Dit was nogal baie intimiderend, want ons staan daar op die stage. Dit was amazing, maar dit was ook intimiderend. Ons klim toe daar op die stage en goed, en daar sit honderde en honderde mense. Maar dit was 'n amazing geleentheid om die woord uit te kry, veral by so 'n maatskappy, waar daar klomp, dit was vir kindertjies tot en met groot mense. So daar was klomp kindertjies, daar was klomp mense wat desperaat is vir iets, en in daai industrie word mense baie getraffic, want hulle is desperaat. Hulle is desperaat vir 'n break en hulle word ingetrek deur 'n leen. So dit was 'n amazing geleentheid. So ja, en selfs uitstallings, ons was al daar het ons ook uitgestal wat ons baniere opsit, ons sit flyers uit, ons praat met mense, enige iemand wat na ons toe kom, wat wil volunteer of wat meer net wil weet omdat hulle kinders het. So ja, dit is ons regtig, ons doen enigiets wat ons kan om die woord uit te kry, ja. Soos met 'n goeie film, is musiek die mees belangrike faktor wat die atmosfeer van jou troudag sal bepaal. Dit maak of breek. Van die oomblik wat jou gaste opdaag tot dit die dansvloer sluit, sal Music for Weddings sorg dat jou persoonlike liefdesverhaal die perfekte lewende of opgeneemde klankbaan het. Vind meer uit by musicforweddings.co.za. Hulle het pakkette beskikbaar vir elke smaak en begroting. Bespreek SA se heel beste troumusiekverskaffer. Sê gou vir my 'n bietjie op 'n heel praktiese manier. Wat is as iemand nou sit en dink maar, okay, ek hoor al die dinge en is gevaarlik, maar wat gebeur in praktyk? So hoe noem my 1 of 2 voorbeelde net in praktyk van hoe gebeur dit dat mense ingetrek word en slagoffers kan word? Okay, so een van die groot goed, yes, so een van die groot goed, veral ook in ons land, hulle beloof, en selfs in ons kontinent, is daar voorbeelde van waar hulle kinders beloof om 'n professionele sokkerspeler te word. Hulle moet oorkom Suid-Afrika toe, of waar ook al hulle dan heen lok. En dan beloof hulle hierdie goed, of hulle beloof hulle education in ons eie land. Hulle beloof om hulle education vir hulle te betaal, of computer skills te leer, of modelle te word. En so lok hulle die persone in, om dan hulle iewers te ontmoet en goed, en net so is jy getraffic, en dus word jy deel van die statistieke. En die hartseer daarvan is net 1% van victims word ooit gerescue. As mens dink uit 50 miljoen mense wat vas is in hierdie situasie. So dit is een manier hoe hulle dit doen, dis deur misleiding, dis nie altyd deur force nie. Maar daar is wat deur force gebeur, en daai tipe goed kinders wat gegryp word. Net gister het ek gesien, daar was 2 jong skoolmeisies. Hulle moes al die pad, ek dink dit was iets soos 11 of 15 kilometer, moes hulle stap, want die busse staak. En hulle is 2 jong meisies. Skooldogtertjies wat stap. Dit is 'n maklike target vir enige misdadiger, as hulle moet weet waar daardie kinders stap, wanneer is dit baie stil, of wanneer is dit alleen, en dis maklik, want hulle stap ook daar tussen die plotte deur, en sulke tipe goed. Dit is baie hartseer, maar dit is 'n realiteit, dit gebeur. Ja. Hoorie, die een gemors natuurlik van hierdie ding is, as mense sulke dinge hoor, en jy is besig met bewusmaking om dit, is dit maklik dat mense kan begin in vrees lewe ook, want dis die ander kant van die ding, van jy hoor al hierdie gemors, en dit is so 'n groot ding vir jou hart as 'n ouer, van hierdie ding kan met jou kind gebeur. Hoe keer julle, of wat doen julle, of hoe help julle mense om te sê, hierdie is die gevaar, en wees bewus, maar jy kan nie in vrees leef nie. Hoe kry mens daai balans? Ja, so ek gaan so 'n bietjie met jou persoonlike verhaal vir myself deel.
want ek self 'n mamma van 2 kindertjies. Ek het groot geword met ouers wat in die polisie was. So ek het groot geword konstant met hierdie bewusmaking van wat werklik in die wêreld aangaan. My ouers het ons baie beskermd groot gemaak. En vandag is ek dankbaar want nou soos wat jy weet, maar op 'n stadium het ek persoonlik so 'n vrees gehad oor hierdie ding, want daar was 'n tyd in Suid-Afrika en wat dit 'n groot probleem was, wat kinders sommer net gegryp was, soos wat jy gesê het, in Pretoria en enige plek. En ek moes letterlik met die Here sit en die Here sê, hoekom vrees jy hierdie ding? Jy vra my elke dag om jou kinders te beskerm, hoekom vrees jy dit? En ek moes besef, ek moet hom leer vertrou om my kinders te beskerm. So ons is 'n Christen gebaseerde organisasie, so ons deel graag hierdie getuienisse. En van daar af het ek vrede gekry. Maar om goedjies in gedagte te hou, soos moenie as jy in 'n besige mall loop, laat jou kinders hier agter jou loop nie, of ver voor jou uithardloop. Dit is eenvoudige goedjies, hou hulle onder die oog, hou hulle aan die hand vas, veral klein kindertjies, as hulle in 'n trolley of so sit voor jou, en jy is besig om te kyk na 'n rak. Ek weet van mense wat eendag net getoets het, hulle kind was saam met hulle ouma, en terwyl hulle gewerk het, en hulle het in lunchtyd was hulle by 'n kon nie onthou nie, 'n Pick n Pay of iewers is dit. En die dogtertjie sit toe voor by die ouma, en die ouma draai om en sy kyk na die rak, en die mamma vat die kind gaan mos nou nie skree nie, want dis die mamma. En die ouma draai om en sy kyk, en sy kom nie eers agter die kind is weg nie. Nou sulke goedjies, so ek sou sê om jou kind te los by mense wat jy weet bewus is en waaksaam is van hierdie situasie. Maar as jy jou kind in die trolley sit, daar is goedjies soos, hulle maak hulle vas soos met 'n carabine aan die trolley, aan hulle broekie of so, of as jy net so draai vir 'n oomblik, sit net jou hand op jou kind se hand, net om te weet, my kind is daar, iemand gaan hulle net gryp nie. Ook die groot ding is om jou kind by die huis bewus te maak, van daar is mense daar buite wat kindertjies wil steel. So hierso is wat jy doen as jy jouself ooit in 'n geleentheid vind. Skree, val op die grond, sodat dit moeilik is om jou op te tel of te vat. Maak 'n groot geraas en dit is maar om ons kindertjies te help beskerm, kan ons prakties dit doen. Maar vrees in die algemeen, veral vir ons vir kinders van die Here dis nie nodig om te vrees as ons bid nie, maar en as ons die tools het en ons weet wat aangaan, dan is dit ook nie nodig om te vrees nie, want dan is jy klaar meer beskermd as die een wat onbewustelik deur die lewe wil gaan. Ek hoor. En daarom, vriende, is 'n goeie rede om 'n goeie verhouding met jou kinders te hê van jongs af. So maak seker dat jy en jou kinders het goeie verhoudings en dat hulle alles met jou sal kan deel wat dalk in hulle lewe aan die gang is. Ek dink dis ook 'n belangrike punt daai. Nou maar kom ons begin na punt toe gaan. Dis wat julle doen, dis hoekom julle dit doen. Hoe raak mense betrokke by hierdie saak? Wat kan mense doen om te help of julle te help of hoe werk dit? Ekskuus Corneille, ek wil net so een dingetjie nog noem wat ek nou vergeet het. Asseblief doen. Soos ek gesê het, dankie. Soos ek gesê het, daar's verskillende maniere van human trafficking en dit is hoekom almal vulnerable is daarvoor. Enige iemand, jong, oud, maak nie saak jou ras, jou kleur, waar jy vandaan kom nie. En mense wat in armoede lewe is maklike targets, want enige mense wat in desperaatheid vir enigiets is maklike targets vir hierdie misdadigers. Maar die verskillende maniere van human trafficking is child trafficking, child soldiers, selfs in soos ander lande waar daar konstante oorlog en daai tipe goed is, forced begging, gedwonge te word om te bedel, en dan forced labor, domestic servitude, sex trafficking, waarvan almal baie bewus is, debt bondage is 'n ander manier hoe hulle mense vang. Mense wat desperaat is desperaat vir geld, hulle kom en sê nee, ons sal dit en dit vir jou betaal, en dan maak hulle die debt so groot dat hulle dit nooit kan afbetaal nie, en dan word hulle gedwing in goed soos prostitusie, en wat ook al manier hulle wil hulle gebruik. Baby harvesting is een, en dan is daar forced marriages, wat actually 'n realiteit is, veral in die Eastern Cape, onder die Xhosa tradisie, waar jong meisies verkoop word aan ouer mans, en baie van human trafficking gebruik hulle hierdie tradisie onder daai vaandel, om mense in te trek. So ja, dit is belangrik om die woord uit te kry, en hoe mense betrokke kan raak, hulle kan na ons website toe gaan, daar is bankbesonderhede en so. Ons is almal volonteers, vrywilligers.
Ons is 'n nie non-profit organisation. So enige finansies wat iemand op hulle hart voel, hulle kan bydra, dit sal ons klaar baie help. Hulle kan op ons webwerf gaan kyk vir die bankbesonderhede en daar is ook QR codes. Jy kan either kies of jy 'n maandelikse bydrae vir so min as R50 wil bydra, of as jy 'n eenmalige bedrag wil oorbetaal, dan kan jy dit doen. 'n ander manier hoe mense ons kan ondersteun, nooi ons asseblief. Nooi ons na enige organisasie toe, kerke, skole, byeenkomste wat jy hou. Nooi ons om met die mense te praat, om die woord uit te kry. En vir die mense wat so 'n bietjie meer tyd het, soos sekere van ons huismamas, julle kan aanteken ook as volunteers. En al werk jy vas, jy kan nog steeds aanteken as 'n volunteer. As jy voel jy het skills wat ons kan help, ons moet uitkom op social media, ons doen, maar enige iemand wat skills het, kan na ons webwerf toe gaan. Hulle gaan verwys word na hoofkantoor, en dan gaan hoofkantoor hulle verwys na die verskillende takke en groepe in die land, om hulle dan verder te help en training te verskaf. Okay. So daar is hy vriende, jy kan betrokke raak by die saak, jy hoef nie net te sit en bekommerd te wees nie, jy hoef al nie te vrees nie, maar jy moet iets doen. So of dit nou is van maak jou eie kinders bewus, of laat die stappie verder, word self aktief betrokke by 'n organisasie soos hierdie, ondersteun hulle, of weer eens nog 'n stappie verder word betrokke en gaan doen iets self. Hulle is afhanklik van mense wat dit vrywillig doen. So dit sal fantasties wees as jy dalk sal oorweeg om iewers iets te doen. Rochelle, sal jy net asseblief vir ons al julle kontakbesonderhede van hoe mense, ek gee net vir hulle die webadres of telefoonnommers of wat ook al alles nodig is vir julle, en as ook weer 'n nommer van die hulplyn. Yes. Okay. So die kontakbesonderhede vir Stop self. Ons is op Facebook op Stop Trafficking of People. Ons is ook op Twitter, Stop South Africa, in hoofletters. En dan is ons op Instagram, Stop_trafficking_of_people. En dan die nommer is 081-720-7181. Dit is die nommer vir hoofkantoor en om kontak met ons te maak. Ek wil nou net gou vir julle loer, waar is ons website? Ekskuus daarvoor. Okay, die website is www.stoptrafficking.org.za. En die nommer wat jy in die begin gegee het vir die noodlyn as mense in die moeilikheid is. Okay, so as jy in die moeilikheid is, of jy sien dat iemand moontlik getraffic word, of jy vermoed dit, die volgende nommer wat jy kan kontak is 0800 222 777. 0800 222 777. Dit is die South African Human Trafficking Hotline. Rochelle, ek dink dit is omtrent 'n goeie opsomming van die storie. Baie dankie vir jou tyd. Baie sterkte met julle werk. Mag daar groot vrug wees en mag die Here dit so beplan dat julle oogies die resultate kan sien van die werk wat julle insit. Ek hoop daar kom baie goeie stories in van mense wat se lewens julle help red. Baie dankie vir julle werk. Dank. En 'n heerlike gesinne dag. Dankie julle ook. Huwelit Huis se reeks natuurlike vloeibare seep sal jou vel, jou hare, jou hande en sommer al jou sintuie aangenaam verras, sommer jou beursie ook. Die lyfreeks word uit luukse, bevochtigende olyf en klapperolie verseep met slegs natuurlike ekstra bestanddele. Die wasgoedseep is hard op vlekke, sag op die natuur. Bederf jouself. Besigtig die volledige reeks en bestel by huwelit.co.za. Goed vir jou vel, goed vir die natuur. Luister nou na Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.